Ek groet jou in die baie mooie naam van Jesus Christus. Baie hartlik welkom by hierdie program. Baie welkom uit Centurion uit, hier uit Curenca gemeente uit. Wat 'n voorreg is dit om weer met u te kan gesels. En in die afgelope maand het ons die erfenisdag gehad. En erfenisdag was gevier op verskillende maniere. Deur sekere groeperings het voete afgekap van beelde en wapens afgebreek, en die ander het optogte gehou, en ander het gebraai. Ander het weer by monumente by mekaar gekom, ander het hierdie dag op sy eie manier gevier. Vir party van ons was dit net 'n goeie vakansiedag om niks te doen nie. Maar erfenis is in die woord, en ons as kinders van die Here het 'n erfenis wat vir ons ver meer is as in hierdie wêreld. In hierdie wêreld is daar 'n erfreg, of daar is dan 'n erfenis wat kom van weer jou pa se boedel of jou oupa se boedel. En so is daar erfenis wat deur jare lank in gesinne is. Ander is opgebou net in 'n geslag. Maar erfenis is iets wat ons wil bou, en daar is my groot jaloesie wanneer ek in die Europas toer en ek sien die ongelooflike erfenis wat daar is. Ons ou landjie is maar 300 plus jare oud, en wanneer jy in Europa rondtoer, dan praat ons van 1000, 2000, nog meer jare. Ek kan onthou in Bath in Engeland, is dit ongelooflik om te loop op plekke wat die Romeinse Ryk eintlik begin het. Erfenis. En ons as kinders juig oor die erfenis wat ons het in die Here. En dit is wat Dawid oor geprofeteer het. Dawid het iets geweet van Jesus Christus. Daarom sê hy met gemak, Here sê vir my Here. Toe hy sondig het hy uitgeroep en gesê, ontsondig my met hyssop, maar moet die gees van God nie van my wegneem nie. Vir my persoonlik is Dawid een van die grootste profete van die Ou Testament. Ons kan so maklik die psalms maar net lees as een of ander gedig of poësie of basis van een of ander lied wat ons wil sing. Maar Dawid was een van die sterkste profete wat daar was. Die Here laat toe dat hy in die heilige gaan en van die toonbrode eet wanneer hy honger is. Dit wil sê sy priesterskap word erken deur God. Hy dans voor die ark uit en ek wil dit kategories stel dat hy nie naak was nie. God sal nie toelaat dat enige naakte man voor die heiligheid van die ark uit hardloop of uitdans nie. Maar hy dan van hierdie klere ontslaag geraak. Hy het sy koningskleed uitgetrek en 'n priesterskleed uitgetrek, en sy vrou wat statusbewus was en vir haar was die koningskap belangriker as die priesterskap, en daarom het sy vir hom gesê, waarom trek jy daardie kleed uit en dans voor die ark? Jy maak jouself belaglik, want sy het die priesterskap nie so hoog geag as die koningskap nie. Ons weet mos wat is die geskiedenis van Dawid se vrou. Maar Dawid was 'n profeet, soos min profete, Jesaja en Sagaria en al hierdie profete wat die woorde of die belangrikheid en die detail van dit wat met Jesus sou gebeur, word heeltemal oorweldig deur Dawid wanneer hy in die 22ste Psalm die detail van die woorde van Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha uiter. Profetiese Psalm 22 wat hy uitroep en sê, Jesus gaan gekruisig word, dit gaan sy woorde wees. My God, waarom het U my verlaat? Hulle het die lot oor my gewaad, het hulle gegee. Hulle het, al hierdie woorde wat die Here gebruik het aan die kruis. Die 23ste Psalm word dan ook profeties dat die Here ons herder is, want dit is nie net die Here is 'n staf wat hy die skapies naby bring nie, maar nou kan ons hom herder noem. Volgens Johannes die 12de en die 14de hoofstuk is hy die goeie herder, en die skape kan nou deur die hek na hom toe gaan. Die hoof van die kerk. So, dis profeties. In die verlede was dit 'n God en 'n volk, 'n God waar die priester in die allerheiligste kon ingaan. Hier word hy my herder, die een wat vooruitstap. Ja, nee, dit nie in groen weivelde, nie op aarde nie, maar in hierdie weiveld van geregtigheid,
Gaan lees maar Psalm 19 en sien hoe die woorde van die Here vir Dawid beteken het, die teregwysings vir hom goed was. Ja, Psalm 23 ook, die stok en die staf, die vertroos my, u geregtigheid, u straf maak dat ek beter voel oor die dag en in die regte rigting gaan en veiliger voel. Dissipline bring veiligheid. En Dawid profeteer dan in die 24ste Psalm, wie sal kan gaan op die berg? Wie is dan rein? Hy wat rein is van hart, van gedagte, wat dan geheilig is deur God. Die 85ste Psalm wat sê, my waarheid en God se geregtigheid sal mekaar kus. Waar? Aan die kruis. My waarheid wat sê ek is 'n sondaar, daar is vir my niks in hierdie wêreld, daar is nie hoop nie, dis my waarheid, maar my waarheid word sy waarheid aan die kruis uit van Golgotha. Nou is sy waarheid my waarheid, hy is die weg, die waarheid en die lewe. My waarheid. Paulus skryf self, die mens het geen agting, die mens, daar is vir die mens niks oor nie, ons is sondaars, en as ons dink ons is nie, dan is ons 'n klug teenoor mekaar, vir jouself. Maar op die uiteinde van die dag kom hy en sê, my geregtigheid is die Here se geregtigheid, hy het my ongeregtigheid, het hy sy geregtigheid gemaak, en ek kan geregtig staan in hom. Profeties, aanhoudend profeties. En dit is wat die 15de en die 16de Psalm vir my ook is. Die 16de Psalm wat juist praat oor hierdie erfenis. Hy sê, dit is 'n gedig van Dawid. 'n Gedig wat hy op die uiteinde nie net 'n prosa stuk nie, in die oorspronklike taal sê, dis sy gees wat hy deel. Hy deel 'n stuk van sy diepste wese, kom deel hy met ons. Iets wat hy in sy gees ervaar het, iets wat hy beleef het in sy diepste van sy, kom ek noem het profetiese ervaring en belewenis. En dan sê hy, bewaar my o God, want by u skuil ek. En dit gaan nie daaroor dat hy moet bewaar word van die wêreld nie, want die 15de Psalm en die 16de Psalm is dieselfde. En die 15de Psalm gaan juist daaroor wie mag vertoef in die tent en wie mag opgaan na die heiligheid. En hy sê, bewaar my Here, dat ek nie die goed doen wat my gaan keer dat ek nie kan vertoef in die tent nie. Soos nie bewaar van my vyande nie, bewaar my van my eie menswees, wat op die uiteinde maak dat ek afdwaal, dat ek nie bly by die eerste beginsels van God, sodat ek nie kan opgaan na die tent van die Here, nie kan bly, soos Moses in die tent van samekoms met God ontmoet het. So hy sê, bewaar my. Hy sê, ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie, u is vir my die alles, dis wat Psalm 23 ook sê. Psalm 23 is eintlik geskryf aan die einde van sy lewe, en dan sê hy, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, dis al, is eintlik, dis al, die Here is my herder, dis al, ek het niks meer nodig nie. Hy kon gepraat het oor Goliat, hy kon gepraat het oor sy rykdom, hy kon gepraat het oor die feit dat hy koning is van al 12 stamme, hy kon alles in sy testament gesê het, maar wat hy vir ons nalaat is, die Here is my herder, en dit was vir my genoeg. Toe ek die punt bereik het wat Jesus vir my genoeg is, dat daar vir my niks bo u is nie. Geen waarde nie, en eintlik die analogie wat hier gebruik word, is as jou naam op 'n muntstuk gedruk is, soos wat die konings en sy name opgeskryf was, die heroes van die tyd, of 'n afdruk van die gesig, en daai is net joune, dis die enigste in daardie munt, dis die waarde, dit is die waarde, dis die enigste spesiaal, daar's niks wat bygevoeg kan word nie, hierdie is vir my die ultimate van dit wat ek eer, dit wat ek beskerm en bewaar. Sê die Here is dit vir my. Hy sê, oor die heiliges is ek bly, maar oor die goddelose sien ek dat hulle in hulle eie weeg gaan, en dat hulle op die uiteinde die wraak van die Here gaan kry. En dan sê hy, maar vir ons, vir my, die Here is die deel van my erfenis. My erfenisdag, as ek dit kan uitroep, as ek 'n erfenisdag moet belê, dan sal dit nie wees as Joodse volk, of as Joodse tradisie, of dit of dat wat gebeur het in die feeste van die Here, soos uitgedruk in die 7 feeste, wat God gegee het. Nee, Dawid sê, nee, my erfenis is vir my mooi, want dit lê in Jesus Christus. My beker,
U onderhou my lot. U weet wat vir my vir die dag van môre in lê. Die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan die Here my. Iemand het navorsing, een van die groot professore het navorsing gedoen oor al die godsdienste. Hy was eintlik 'n ateïs en op die uiteinde van die dag dan kom hy en hy sê die verskil tussen al die godsdienste wat hy bestudeer het oor 1400 verskillende benaderings het hy gaan bestudeer en hy het gesê hierdie godsdiens is die enigste godsdiens waar God in ons woon. Hy het natuurlik tot bekering gekom. Die ander het allemaal gode waarvoor hulle moet gaan offers bring en in partygevalle koeie kos gee en al sulke goed, maar daar's geen God wat in ons woon en wat jy kan sê, hy onderhou my lot, hy is my, hy laat my beker oorloop, hy is myne nie. Ek stel die Here altyd voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Dit is wat Petrus gekwoteer het wanneer hy in Handelinge preek. Sê die, ek stel die Here altyd voor my, hy sal altyd voor my wees. Dit is my erfenis. Psalm 12 sê so mooi, die woorde van die Here is rein woorde, en ek sê dit gelouter deur die aardkors van die aarde, en ek sê dit altyd wanneer ek gryskoppe in die kerk sien, die woorde van die Here is getoets deur soveel mense, dat ons aan die einde van die lewe, die jong mense sal kan sê, hierdie woorde is getoets en gelouter in die aardkors van die aarde. Dis nie net woordjies wat erin staan nie, maar dis getoetse woorde in die krisisse van ons lewe, in die oorloë van hierdie wêreld, in die grootste smart van hierdie staan by 'n sterfbed. Dis daar waar die woorde van die Here, rein woorde is gelouter deur die aardkors van die aarde, so silwer, soos koper in 'n vuuroond, sê die woord. Sê ek sal nie wankel nie, daarom is my hart bly en my eer juig. Ek kan so baie dinge sê. Hy sê, dit is waarop ek trots is, my eer juig, dit is wat vir my belangrik is. Ek stop nie net met 'n nuwe kar, of 'n nuwe paleis, of 'n nuwe ingangsportaal, of wat dit ook kan mag wees. Ja, ek het nou iets uit goud uitgemaak, kon Dawid gesê, ek het hierdie groot beeld laat maak. Nee, hy sê, my eer is die Here, my trots is die Here. Want hy sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. Jy sien, hier is dit waar ons begin sien dat ons praat van 'n profetiese rede. Hy sê, jy sal my nie oorgee. Dawid het geweet, hy gaan sterf. Hy sê, maar hy gaan nie in die doderyk bly nie. Hy het geweet, as Jesus gaan sterf van die kruis uit van Golgotha, sal hy doderyk toe gaan en hy sal die gelowiges gaan uithaal. Hy sal die evangelie gaan verkondig volgens Tessalonisense. Hy sal die evangelie gaan verkondig in 1 Petrus 3. En dan sal hy hulle almal vat na die paradys toe. So dis waar die Here was in die 3 dae. Hy doderyk toe gaan die evangelie gaan verkondig sodat hulle tot geloof kan kom. Hulle het hulle die gawes gegee en hy het vir Dawid hulle paradys toe gevat. Dawid het dit geweet. Jesus het dit voorgesê, hy sê sterf maar nie, want dit is so slaap, soos wat hy vir die susters gesê het van Lazarus. U sal my die pad van die lewe bekend maak, ek kan in die toekoms na my dood op u vertrou, en ek kan ook nou, hy sê versadiging van vreugde is voor u troon. En dis mooi woorde, en ons sal sekerlik sê, ja, ek weet, ek gaan eendag die hemel erf, en ek weet die erfenis is vir my mooi, en ja, daar is baie wat, as ons gaan kyk na die eskatologiese benadering van Openbaring sal sê, maar ja, ons weet dat die hemel so gaan lyk, en die parelpoorte, en die strate van goud, dit is nie wat vir my belangrik is, hoegenaamd nie, dit is vir my Jesus wat belangrik is, maar ons kan nou hier tot 'n slotsom kom vandag en sê, ja, ek weet my erfenis is vir my mooi, ek weet dat die Here vir my mooi dinge in store het, en dit hoor ons omtrent elke Sondag. Maar in my voorbereiding het ek gekom op iets wat vir my baie spesiaal is. En dit is my boodskap aan u. Ja, ons erfenis lê nie in beelde of in standbeelde of net in dae of in feeste of in tradisies of net in 'n braaidag nie. Ons erfenis, my en jou erfenis is in die Here en nie in die hemel nie, die Here Jesus Christus self. Want hy sê so mooi, sê God het Jesus aan ons in sy bloed aan ons kom voorstel.
Hy sê op 'n ander plek, sê Jesus, en hy sal ons as kinders aan God voorstel. Wat 'n ongelooflike belewenis. Wat 'n ongelooflike ervaring. My erfenis is beteken, daar gaan 'n dag en 'n oomblik aanbreek. Daar het 'n dag aangebreek wat Jesus aan my voorgestel is in sy bloed. En die woord sê so mooi, Johannes sê dat op die uiteinde van die dag het die Vader die Seun lief, omdat hy ons lief gehad het. Die rede vir die liefde van die Vader is omdat Jesus my lief gehad het. God het eintlik Jesus meer lief, omdat hy my lief gehad het. Jo. En dit maak jou opgewonde oor jou erfenis, en maak dit nie saak wat jy dalk hier op aarde geërf het nie. En soos almal altyd sê, die erflating is altyd een groot geveg. Ek het min testamente in my lewe gesien wat nie uitgeloop het op een of ander geveg. Maar hier is 'n testament wat geskryf is, wat ek gaan erf, wat dit myne is. Jy sien, die woord van die Here sê so mooi, en aan Openbaring sê hy, en daar sal 'n suursteen wees, wat ingegraveer is, jou naam, jou naam, en my naam, en net God sal weet, en jy sal weet wat daai naam is. Jy sien, die Here het nie gekom vir 'n volk nie. Hy het nie gekom vir net 'n massa nie, hy het nie gekom vir die kerk nie, hy het gekom vir jou as individu. So wanneer jy erf, is dit nie om te sê, ja, maar ek was die hele tyd hier, en hier is 'n verlore seun, en hy is weg, en wat het hy geërf, en hy kry 'n lam, en ek nie. Nee, ons gaan nooit hoef, jy gaan daai erfreg is, Jesus Christus is God. En ons verheug ons daarin, maar ek lees so deur en ek kom by die lied van Moses. Nou Moses was ook 'n groot profeet. Die woord van die Here sê, Jesus self sê hy is 'n groot profeet. En hy kom en hy skryf 'n lied. Moses was nie net 'n leier nie. Moses het ook liedere geskryf. Ons liede wat ons so sing in die kerk. Die Here is my krag en my psalm. Dink baie mense kom uit die psalms uit, alhoewel die psalm hom gesing het, of die digter hom gesing het, is dit eintlik 'n psalm van Moses. Gaan lees dit maar in psalm, en gaan lees dit maar in Exodus 5. Dis 'n psalm van Moses. Nadat hulle deur die see getrek het, sê hy, die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Iets wat ons vandag nog sing, ons sing die lied van Moses. En hier sing hy weer oor die grootheid van die Here. Hy sing oor die wonder, die rots, die volkome is sy werk. God is trou, getrou, hy sonder onreg, regverdig in die reg is hy. Wonderlike liede wat hy sê. Ja, hy sê, hy waarsku ook hierin, en dit moet ook in elkeen van ons se boodskap wees, is op die uiteinde van die dag, kan ons vertel van die heerlikheid van die Here, maar ons ook moet aan dieselfde kant vertel van die wraak. Want die wraak is net deur die genade vir ons gespaar, en as ons in die skaduwee van die kruis gaan ons definitief die wraak van die Here ook kry. Maar dan in die 9de vers. En hoor wat sê hy. Hy sê, van die Here se deel is sy volk. Jakob is sy afgemete erfdeel. Kan ek dit weer lees? Van die Here se deel is sy volk. Jakob is sy afgemete erfdeel. Die Engelse vertaling sê dit vir my anders. Hy sê, for the portion of the Lord is his people. Jacob, his inheritance. Jakob het Israel geword, Israel het op die uiteinde van die dag, is dit waarvoor Christus gesterf het, ons het gekom, ons is nou volk, ons is die, volgens Petrus is ons die nuwe geslag, die koninklike geslag, die koninklike priesterdom, die uitverkore geslag, genos electos, sê die Grieks. Ons is nou daardie geslag. So wat sê die woord? Wat het Moses geprofeteer in Deuteronomium 32 vers 9?
Hy het daar geprofeteer dat op die uiteinde van die dag het ons nie net 'n erf in die Here, het ons nie net 'n erfenisdag wat ons kan sê, ja, daar kom 'n dag en 'n oomblik wat die Here ons nie in die doderyk gaan los nie, hy gaan ons optel, ons gaan in die paradys wees, die gelowiges gaan paradys toe as hy sterf, maar daar gaan 'n oomblik wees wat ons daar uit, dat ons in hierdie bruilofsmaal gaan wees, waar ons saam met die Here gaan wees, vir ewig, dis ons erfenis. Maar hoe ongelooflik is dat God jou as erfenis sien. Jy is vir hom belangrik genoeg. Jy is vir hom spesiaal genoeg, dat hy uitkyk na die dag, na die oomblik, dat hy jou kan erf, jou syne maak, jou, amper, kom ek sê, ontmoet, net so opgewonde, soos wat ons is om hemel toe, is so opgewonde is die seun om ons te kom haal, so opgewonde is die Vader, om te sê, gaan haal my erfenis, gaan haal hierdie persoon, wat na hierdie uitsending kyk, want hy is my erfenis, ek het hom gekoop, wanneer die Here aan die kruishout van Golgotha sê, dat hy sterf, dat hy dit is volbring, dan gaan het daaroor, die volbring is die einde van 'n bod, wat hy ingesit het. Dis soos om op 'n fandisie te wees, en jy besluit, jy wil hier die kar hê, en jy bie op die kar, 50.000, 60.000, as iemand wat teen jou bie, en is 70, en is 80, en jy hou aan, want jy gaan hom koop, het maak nie saak wat het is nie, al is dit dan 100 en 200 en 300.000, en jy sal almal wat nou bie en 'n bod insit, sal jy teëgaan, en jy sal dit veg, en jy sal aanhou, totdat daar die bod op jou toegeslaan is, en dan sê jy, dit is volbring. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het aangehou bie. Hy het aangehou bie op jou. Satan het gesê, nee, jy is nie goed genoeg nie. Satan het gesê, nee, Kobus gaan nie werk nie. Kobus het te veel foute. Kobus, ek sal hom verlei. Kobus, ek sal hom laat val. Kobus sê, en die Here het net gesê, nee, ek sal aanhou bie. Ek sal aanhou bie, tot hierdie bod op my toegeslaan het. En daai dag is die bod toegeslaan, en hy het gesê, hierdie is nou die erfenis van my Vader, en ek sal hom voorstel aan die Vader. Jezus is voorgestel in sy bloed aan elkeen van ons. Hoekom sal jy toelaat dat die wêreld vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie? Hoekom sal jy aanhou toelaat dat ergens wat iemand in jou verlede gesê het, jy is te swak, daar is nie vir jou hoop nie, jy is te lelik, jy is te dit, jy is te... Of sal ons gaan sê, weet jy wat, ek is goed genoeg, in my gebrokenheid, want ons is nie perfek nie. Want die Here sê so mooi, die woord van die Here, Paulus skryf dit so pragtig in Romeine 5, die genade, ek noem het sommer die genade psalm, Romeine 5. Waar hy sê, ek het jou gered toe jy nog 'n sondaar was. Hoeveel te meer sal ek jou nie nou red van die oordeel nie. So ons is nie perfek nie. Die mense in Kurentia is nie een perfek nie. Ja, ons staan hier en bely dat ons deur selfmoordpogings is en egskeidings is, soos wat ek self kan sê, ja, deur bankrotskappe en foute wat jy gemaak het in jou lewe, maar op die uiteinde van die dag kan ek opstaan, nie as gevolg van my nie, want Johannes sê dit verder, hy sê, ek het die Here maar net lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Dis nie omdat ek iets is nie, omdat God alles is. En God het beplan, om op die uiteinde vir ons te gee, en vir ons te maak, en dit toe te laat, dat ons die erfreg is. Dat ons die erfenis is, van God. En as jy vandag goed genoeg is, om die bruid te wees van die Here Jesus Christus, ek sê dit altyd, baie van die kansel af, ek dink nie, daar is 'n bruid goed genoeg vir my seun, of 'n bruidegom goed genoeg vir my dogter nie, dit is ons maar altyd so, dis waarom ons so skoonouers is. Ons wil altyd die beste hê vir ons kinders, en God wil die beste hê vir sy seun, en jy is gekies. Wat 'n kosbare voorreg. En nie net dit
dat hy ons gered het nie, maar dat Moses sing in die begin van hierdie woord, in die begin wat hy skrywe in sy profetiese boeke, sê onthou net, jy is nie net 'n erfgenaam nie, God het jou ook as erf, as eiendom te verkry. Ons eindig hier in die diens elke Sondag met hierdie woorde, when I pray, I will pray for you. En dis wat ek vandag vir julle ook wil sê is, when I pray, I will pray for you. When you pray, will you pray for me? En wat moet die gebed wees, is dit wat Paulus geskryf het aan Timotheus en verskillende plekke waar hy sê, ek wens net jy kan besef wat jy is in die Here. Efesiërs, wens net jy kan besef wat se waarde is jy vir God, en dit is my gebed vir jou vandag, is dat jy sal besef wat die waarde is vir God. Jy is sy erfenis. Jy kan my WhatsApp op 083-453-1660, gaan kyk op ons Facebook en allerhande terreine, as jy bydra wil lewe, daar is die rekeningnommer. Maar waaroor dit in beginsel gaan is, onthou net, dat jy 'n kind van God is. Jy is gekoop, daar is op jou gebie, maar meer as dit, is dat die Here wag en wens om jou te erf. Dat jy syne kan wees in totaliteit, vir ewig, vir altyd. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. En dit is my gebed, dat die Here julle werklik elkeen sal seën. Dit is wat ek nou bid, Here, is laat die seën van die Here elkeen deelagtig word. Maar die wete dat hulle gekoop is, die wete dat ons 'n erfenis het, maar die wete dat elkeen spesiaal so is, dat God, die Vader, skepping van hemel en aarde, ons beskou as iets om te erf, om iets te behou. Dat die naam van die Here deur elkeen van ons verheerlik word, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.